Hallo julle, ek is Arno van Zanien, ek boer in Bosbou. Ons voer uit, ons lewer ook lokaal. Ek hou baie van sport. Enigiets met 'n bal te doen, of dit nou cricket is, golf, rugby. Ek geniet dit verskriklik baie. En ek is oor die algemeen baie avontuurlustig. Ek dink gisteraand het die Springbok ons heeltemal verbaas. So dit is wat gebeur het. Dis hoekom my stem so klink soos wat dit klink asof ek griep opgetel het. Ek is produksiekwaliteitbestuurder in die houtindustrie. So ek is verantwoordelik vir al die produksie rondom die hout wat gelewer moet word op tyd, hoe dit gelewer moet word, dat elke liewe persoon effektief is en aan outomaties ook dat die kwaliteit op standaard is. My oupa het in Valwater het hy altyd met beeste geboer. Van kleins af het ons saam met hom dis waar ek die boerdery, ek dink waar die gogga my gebyt het. Ek onthou net ons het altyd beurte gemaak om die stuurwiel vas te hou op my oupa se skoot. En dan het ons gejaag oor die hobbels en elke keer as ons oor 'n hobbel gegaan het ons gesê hippie en dit was vir ons so, dit klink so simpel eintlik nou, maar dit is so spesiaal om terug te dink en net die mense in daai oomblik kan vasvat. Wat ek nog wil bereik, sou ek sê, is om voor die ouderdom van 35 in 'n direksiepos te kan wees. Ek dink dit is een van my groot doelwitte. En ja, 'n mens plaas baie druk op jouself, maar hoekom nie? Ek dink die grootste ding hoekom 'n mens sal aanhou met boerdery is hoop. Ek dink dis die fondasie. Boerdery se fondasie is hoop. En as jy nie hoop het nie, wat het jy? Ek is redelik besig. Ek is redelik besig. En wanneer ek nie besig is nie, dan hou ek daarvan om in die natuur te kan rondloop en te kan wonder, maar ek hou ook daarvan om met my vriende, my familie te kuier, is my belangrik. Ek sal baie betrokke wil wees in hoe ek my kinders eendag wil grootmaak. Hands-on. Ek voel elke liewe gedeelte wat jy tyd saam met hulle kan spandeer met mense doen. Wat ek nou in die afgelope tyd besef is dat tyd gaan verskriklik vinnig verby. Ek kan nie glo ek sal 28 nie. 10 jaar terug was ek matriek. En dit het so vinnig verbygegaan. So as 10 jaar so vinnig verbygaan, moet jy eintlik al vir jouself forceer om betrokke te wees met die kinders lewe, want dit gaan net so uit die huis uit. So nee, ek sal dit hands-on wil doen. Ek sal sê my beste eienskappe in 'n verhouding, loyaliteit, respek en passievol. Soos ja, of 1 of 0. Jy doen dit of ordentlik of jy los dit. Meeste van die mense wat ek al ontmoet het vir my gesê, jy is sulke goeie ou, sulke goeie mens, maar ek moet sê dit was my eerste indruk op jou gewees. Wat vreemd is. Ek sou sê die vrou wat by my sal pas is definitief 'n mens. Sy's lief vir mense. Sy's lief vir lag. Sy hou van giggel. Sy is so tipe liggie in die lewe. Oral waar sy gaan, steek sy dit aan. Sy het selfrespek. Sy kyk mooi na haarself. Sy's slim. Sy's snaaks. Sy is godvreesend. Sy's lief vir die Here. Sy verstaan loyaliteit. En eerlikheid is belangrik in daai persoon. So, ek kan baie drukkies gee. so ja, ek sal definitief my sagte kant met liefde doen. En die sagte manier hoe ek met hulle werk. Die mooiste ding wat 'n vrou ooit vir my gesê het is, jy het so 'n mooi hart. Jy 'n persoon kan my gelukkig maak deur om hulle self gelukkig te wees en selfversekerd te wees. My grootste hartsdroom is om 'n mens persoon te kan ontmoet soos wat ek is.